Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, dis aanloop na die Paasnaweek, belangrike naweek vir ons. En natuurlik wees versigtig op die paaie en gebruik die naweek as 'n rigsnoer vir die res van die jaar. Nou die oorlog in die Midde-Ooste duur voort. Intussen wil dit voorkom of die Amerikaners troepe op die grond gaan sit, soos hulle sê, om die straat van Hormuz te beveilig vanaf Iranese grondgebied. Om het verder te kompliseer het die Houthi-terroriste wat deur Iran finansier en ondersteun word, aangekondig dat hulle die Suezkanaal in die Rooi See gaan teiken en verdere ontwrigting veroorsaak in die wêreldaanbodketting. Hulle praat van 'n choke point naast die huidige straat van Hormuz. Die oliepryse verplank rondom 110 en 120 dollar vat en die rand hier rondom 17,15 stadig maar seker op pad na 17,50. Dan die slegte nuus, die grafiek ek vir julle aan. Uriumpryse bly baie sterk. Opwaartse tendense van Januarie omtrent 70% gestyg. En natuurlik groot bespiegelinge in die noordelike halfrond, waar die boere veral in Amerika binnekort moet begin plant. En die groot debat is natuurlik, gaan die boere minder mielies plant en nie vir meer sojabone, of gaan hulle in totaal minder plant. So 'n bietjie onsekerheid en uiteindelik gaan dit deurwerk na hoër graanpryse toe. En dan ook wat mense oogvang in Amerika, dis nie net by ons waar die mark is dun is nie. Hulle sê daar is 'n rekordgetal plase wat die laaste 2 jaar in die mark gekom het in die Amerikaanse graangebiede. So ja, die druk is op ons en natuurlik onthou nou, die wiel gaan draai oor 2 of 3 jaar, dan het die markkragte sy rol gespeel en dan lyk die mark heeltemal anders. Nou die jongste landboustatistiek toon dat landbouskuld einde Desember op 238 miljard rand gestaan het. Dit is so 8% meer as die vorige jaar. En natuurlik, die grootste deel daarvan behoort aan kommersiële banke, so 83%. Maar ons landboubates het met slegs 5,7% gestyg. So die skuldlasverhouding het toegeneem. Goeie nuus, landbouuitvoere bly styg. 261 miljard rand vir het laas jaar. So 6% hoër en invoere was slegs 138 miljard. Net soos 2% gestyg. So ons uitvoere is amper dubbel die hoeveelheid van landbouinvoere. Natuurlik invoere, koring, rys, palmolie, kookolie en natuurlik ook whisky, die van julle wat daarin belangstel. En sonneblomolie, so 2,5 miljard rand se sonneblomolie wat ons invoer. Nou dit kan natuurlik baie aandag te pas kom met invoervervanging. Dan ook nou in hierdie tye, brandstofpryse is op, kostes is op. Bewaar jou kontant, wees baie suiwig met jou kontant en hou jou likwiditeit in plek. Kom ons vat daar advertensiebreek, dan kom ons terug. Skadegenade help boere, sakemense en individue om ingeligte finansiële besluite te neem rakende korttermynversekering. Gee Skadegenade 'n kans om met 'n vars benadering en nuwe perspektief na jou versekeringsbehoeftes te kyk. Jy kan ook gerus 'n gratis kwotasie by ons aanvra en is onder geen verpligting om dit te aanvaar nie. Dit mag dalk net die antwoord wees vir die besparing waarna jy soek om winsgewendheid te verhoog. Kontak Skadegenade by 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir meer inligting. Skadegenade is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Verenigde Nasies se landbou en voedselorganisasie rapporteer daar so 41 lande in die wêreld wat voedselhulp nodig het en natuurlik 31 van hulle is in Sub-Sahara Afrika. Dan nou in hierdie sin ook, die nuutste nuus is Zambië verwag 'n baie groot mielieoes. Dan hierdie orde weer van 4 miljoen ton, maar wat sake ernstig kompliseer. Die staat het 'n voedselreservefonds gaan staan maak. Hulle het laas jaar so 1,6 miljoen ton se mielies ingekoop, maar hulle het die boere betaal nie. So hulle sit met hierdie geweldige voorraad en ons weet nie wat gaan hulle met die nuwe seisoen se surplus doen nie. Nou die verwagting is, dit gaan op 'n stadium na Zimbabwe toe gaan, dit gaan op 'n stadium na die Kongo toe gaan. Hulle is nader as ons en hulle gaan ons uit die markte uitdruk.
Dan bietjie graan en internasionale markpryse bietjie sywaarts. Dit lyk of markte sywaarts watertrap op die oomblik. Die Amerikaners wag vir hulle plantseisoen om te begin. En natuurlik die groot vraag is, hoe gaan die dierkunsmispryse uitwerk op aanplantings? Hier by ons die tweede oeskatting, heel wat hoër as die eerste oeskatting. Mielieoes wat so 16,5 miljoen ton. Nou moenie verbaas wees nie. Oral hoor ek dat boere heel wat goeie sonneblom en soja opbrengste stroop tot 4 ton per hektaar. Ja, ek lieg nie vir julle nie, 4 ton per hektaar. En dit natuurlik, so verwag die mielieoes en die oeste gaan groter word. So ons het al gesê, moenie onnodig op graan sit nie. Dit is 'n moeilike seisoen. Nou die jongste mielieoes 16,5 miljoen ton, so 3% beter as die eerste oeskatting. Geel mielies so 7,75 en wit mielies 8,75. Nou wit mielies goedkoper as geel mielies, so R130 per ton. En dan wit mielies beweeg maar hoofsaaklik sywaarts rondom 3.360 en geel mielies hier by die 3.500. So ons verwag so 1,5 miljoen ton gaan aan die veevoermark ingaan van wit mielies af en dat daar so 1,5 miljoen ton plus geel mielies by die hawe sal uitgaan. Nou die soja oes is ook groter, 6% groter op 2,66. Moenie verbaas wees as ons opgaan na 2,8 miljoen ton nie. Baie goeie oespryse hier rondom R7.000 per ton, dis maar uitvoerprysvlakke. Dan sonneblom nog so 2% groter aangepas na 778.000 ton. Moenie verbaas wees as ons gaan beweeg na 800.000 ton nie. Pryse hou goed hier by R9.200 per ton. In die geval van koring nie veel gebeur nie. Daar is 'n komitee deur die minister aangestel onder die Landboubemarkingsraad. Nou ja, dis nou al 'n lang tyd in wording. Nou sê die kundiges vir my, moenie vir te veel verwag nie. Ons gaan nie 'n verslag verwag voor eers oor 6 maande nie. En dit gaan hopelik in die aanvang van die nuwe plantseisoen of stroopseisoen wees vir koringboere, wat hulle nie veel rigting gegee die volgende ruk nie. So tyd vir die koringboere. Aardappelpryse ook onder druk hier by R40-45 per 10 kg sakkie. 'n redelike goeie aanbod op die markte. Dan ja, ons wil nie praat oor back and closure nie. Die gevegte duur voort, oral as boere baie teleurgesteld oor die vordering met invoer van die eindstowwe, so dit bly maar gespook en 'n verkeerde ganery. Pryse meestal in die hele vleisbedryf sywaarts beweeg, klas A, B, R1,62 per kilogram en natuurlik klas speenkalvers hier by R42-43. Wat nogal vir my belangrik is, luister asseblief na die syfer, die gemiddelde slagtings vir bees vir 2026 maandeliks is so 180.000. Dit was laas jaar 219.000. So ons slag amper 40.000 beeste per maand minder as 'n jaar gelede. Nou ergens moet dit 'n impak op die mark hê. Speenkalvers soos ons sê stewig 42-43. Dan lamppryse ook sywaarts, wat sleg is hierdie tyd van die jaar, gewoonlik 'n redelike stewige lamprysstyging. Ons sien dit beweeg hier rondom R95-97 per kilogram. Dat C bly ook hier rondom 78. Wat opmerklik is, toe ek hier opgeraai het, Gauteng toe die week, bittermin sleepwaens met skape op wat op pad is na Gauteng toe. Nou hier ook luister na hierdie syfer, 2026 se gemiddelde maandelikse slagtings, dis nou hierdie jaar, 319.000 skape per maand. Dit was laas jaar 395. So amper 70-80.000 minder skape per maand wat geslag word. Dan weer eens, is met dit 'n impak op die markie. Wolpryse ook sywaarts hier rondom R254 per kilogram. Dit lyk my alles dryf maar op die oomblik sywaarts. Dan die vark en hoenderpryse ook redelik stabiel. Vark neig nog steeds stewiger, hier na R41 per kilogram, toe selfs 'n bietjie hoër. En dit gee nogal 'n goeie opstoot vir die varkbedryf. En dan hoendervleis ook redelik sywaarts hier op R34 per kilogram. Groete van Johan Willemse.